Op 16-jarige ouderdom het sy lewe in 'n oogwink verander. 'n Ernstige nekbesering op die rugbyveld het hom vir 'n tyd lank aan 'n rolstoel gekluister en die dokters se voorspellings was donker en onseker. Maar Kobus Hofmeyer het geweier dat daardie oomblik die einde van sy storie is. Deur jare van pynlike rehabilitasie, geloof en veggees het hy die onmoontlike reg gekry. Vandag stap hy weer, letterlik en figuurlik, op die einste veld waar sy reis begin het. Kobus, dit is so voorreg om jou vanoggend hier te kan verwelkom. Baie dankie. Baie dankie, ek kan wees, waardeer dit so baie. Nou, vir die wat nou nog nie 'n storie gehoor het nie, kan jy dalk net vir ons kortliks agtergrond gee na aanleiding van wat presies gebeur het? Natuurlik, so dit was 'n doodnormale Saterdag gewees, die 19de Mei 2018. En op hierdie dag het daar 'n vletjie geblaas aan die begin van 'n wedstryd wat vir altyd net my lewenskoers, my lewenstyl, my menswees sou verander het as 'n normale tiener, wat ek daar stadium nie geweet het nie. Die teenstander se agse man het deur ons verdedigingslyn gebreek, by die hoofbalvioen afgepyl gekom en ek het ingekom vir die duikslag, my kop in die verkeerde kant van die tackle geplaas, kop tussen sy bobeen en verstringel geraak, knak gehoor, onmenslike pyn gevoel, pins en needles het reg deur my hele liggaam gegaan en toe ek nou daar lê, tackle was suksesvol. Dat klomp losmale heen en weer beweeg, toe hulle nou opklaar, 'n pa vir my gesê, weet koop en staan op, ek sê van Derek kan nie. Toe ek daardie pyn in my nek gevoel het en daardie pins en needles het ek geweet daar's ietsie fout, maar daar op die veld het ek gekyk of ek kan, jy weet, alles kan beweeg. En so waar as vragtig nog op die veld kon alles beweeg het. Maar toe dit wat daarna gevolg het, is die rede hoekom ek nie lank daarna verlam geword het nie. So. Die mediese fonds en die derde party wat betrokke was, wat nou goedkeuring moes gee om my te vervoer van 'n warm bad na Pretoria toe, want ek moet geopereer word, het so lank gevat, maar soveel komplikasies rakende kwotasies en al hierdie goeters, dat ek soos wat die tyd aangegaan het my spinaalkoord en spinaalskokking gegaan natuurlik en begin swel en hy begin homself afsny in daardie vernouing, as ook die suurstof toevoer onder toe afgesny. So met die tyd het die senuwees versmoor en dood gegaan. So dit was nie lank nie, toe ek begin om mobiliteit en funksionaliteit en sensoriese gevoel te verloor soos wat tyd aangaan. En 11 ure nadat ek my nek gebreek het, is ek toe by Little Company of Mary Groenkloof Pretoria in die teaterkamer ingestoot en teen hierdie tyd was ek totaal al verlam van my tepellyn af onder toe, voorarms, triceps, hande, die laagste spier wat kon werk was my biceps gewees. Dit is verskriklik om te moet dink, jy weet waardeur jy gegaan het, jy weet, ek bedoel in 'n kwessie van minute en ure wat verbygaan. Wat gaan deur 'n 16-jarige se kop? Daar op die veld, my liggaam het obviously nou gewonder, soos daar's ietsie fout, maar jy weet nie regtig wat aangaan nie. Ja. Toe die dokter die extra uitbring, hulle sê vir ons, hoor jy Kobus sy nek gebreek, toe het ek gesien my sussie bars in trane uit en ek gedink daar's ietsie fout met haar. Sussie sê simpel, ek dog ek gaan net 'n gips kry oor 2 maande as ek weer terug op die rugbyveld, maar sy het 'n film gekyk, julle sal dalk ken Me Before You, so sy het onmiddellik die ergste verwag en toe kry ek morfine en toe sê ek net soos op 'n ander stasie en toe ek soveel goeders verloor tot 'n middelpunt waar daar nie veel oor was om te verloor nie en begin net te dink, hoor die pa ek gaan doodgaan, my liggaam werk nie meer nie, hy luister nie meer vir my nie. En die volgende oggend toe ek wakker word, ergste tydperk wat ek al ooit in my 15-jarige lewe ervaar het daar begin, want dit voel soos 'n droom, dit voel die 1 sekonde as jy sterk binne senter van formaat wat alles kan doen, het op daardie stadium ek 'n groot ego gehad op die rugbyveld, ek gedink ek kan enigiets doen, pa maat nie sê in my lewe nie, my hele persoonlikheid was my fisiese vaardighede, my liggaam, my sport, en die volgende oomblik is ek vasgevang in 'n lewende lijk van 'n liggaam. Het gevoel asof ek net moet wakker word en my ou lewe sal terug wees en elke liewe oggend het ek wakker geword, nie teruggekom nie en ek onthou nog vir my pa gesê, hoor pa, as hierdie is wat my nuwe lewe gaan wees, ek wil nie lewe nie, pa. Ek kry skaam om te sê vir pa gesê, ons het 308 soos pa, asseblief kom hom en kom maak net my nie suffering nie, my lyding, kom stop net my lyding asseblief. As ek nog ek onthou 'n jong verwarde weergawe van wat pappa sê, pas ek nou kan opstaan en hardloop, so ek nooit weer gaan sit nie. Ek het eers besef wat ek gehad het toe ek dit verloor het, ja. Ja. Ek wil graag uitkom by daai oomblik ook, want ek bedoel, wanneer 'n mens luister na jou storie, dit is net so
elke kind het 'n droom. Jy weet, na aandering van hoe hulle die res van hulle lewe sien. Maak nie saak of dit miskien so 'n bietjie onmoontlik lyk of voel en of dit voel asof dit maklik bereikbaar is nie. Maar wanneer 'n mens nou terugkom na hierdie reis waardeur jy gegaan het en al hierdie dinge wat deur jou kop gemaal het, was daar 'n spesifieke oomblik en ek dink jy het nou vlugtig daarna verwys, maar wat jy besef het, jy weet, ek gaan weer probeer. Yes, dat eintlik nie lank daarna gebeur nie. So 6-7 dae in toe die mediese spanne vir mamma en pappa ingeroep. Ek is minderjarig, so ek kan nie die mediese vergadering bywoon nie. En daarso het hulle die prognose met ma en pa gedeel vir wat vir klein Kobin voorlê op daardie stadium en dokters het vir pa gesê en ma gesê Kobin gaan nooit weer loop nie, hy gaan vir die res van sy lewe bedlêend wees in 'n bed lê. Ons gaan 'n oppasser moet kry om 24 ure 'n dag na my te kyk. So ons moet terug gaan na ons huis toe in Triegard, die hele huis rolstoelvriendelik laat inrig vir 'n bed op wiele om my nou rond te skuif in die huis en so aan want hulle sê ons nou op ouderdom 15 verlam. En ek onthou dit nog so goed, pa kom terug in die ICU kamer in en my hele lewe is ek gekondisioneer soos die dokters gaan vir jou sê dit is wat fout is, hierdie is wat ons gaan doen. Dis wanneer jy gesond gaan wees, jy gaan dan huis toe gaan, verstaan? Ja. En in daardie donker tyd, ek kan nie wag om terug te gaan huis toe na die platteland toe nie, in Triegard waar ek vandaan kom en ek vra soos opgewonde want vir eers keer wil die dokters nou praat en ek vra vir pa wat sê hulle? Wat sê hulle pappa? En my pa deel toe met my die nuus. En dan was hierdie stilte gewees en pappa vat toe my lam hande en hy sê toe vir my Kobin, ek sal nooit op jou opgee nie. Al stoot ek jou rond vir die res van my lewe en ek krywe. Jy moet net nie op jouself opgee nie. Ons gaan saam met hierdie gat uitklim. En die mense weet nou dit nie, maar voor my ongeluk was ek 'n rebelse seun gewees, talle verslawings gehad, baie slegte invloed, drank gesteel, die kar gesteel, fisiese en verbale gevegte met my pa gehad. En toe het my pa op my swakste tyd na my toe gekom, toe my bene my nie kon dra nie, toe ek nie myself kon dra nie, het net gesê, jy weet wat, ek gaan jou dra, vergeet van alles, vergeet van dit wat ek is eintlik as 'n pa verdien van my seun af, ek kyk verby al daardie lelike goed wat jy gedoen het, kom net huis toe, ek is hier vir jou, hoe bekend klink dit nou nie? En toe sien ek liewe Jesus in my eie pa raak. Ja, en dit is so 'n mooi en inspirerende storie wat my bring tot by geloof, jy weet, en dat geloof so 'n belangrike rol dink ek in so 'n reis ook speel. Ons het nou so 2 minute oor. Dit voel altyd vir my asof ons nie genoeg tyd het vir hierdie soort gesprekke nie, maar ek wil hê jy moet ons vinnig vertel van die Kruip met Kobin inisiatief. Ja, Kruip met Kobin. Ek het geweet ons gaan baie stadig wees en alliterasie Kruip met Kobin, so daai is gepas. Basies vir elke like wat ek kry op die video op Instagram, loop ek 1 meter. Ag 1 sentimeter, joh. Amper stap ek 'n maraton. So ons het nou die dag in episode 3, episode 2 het ons 26.300 likes gekry, so dit beteken jy moet 263 meter ver loop. So moeilik, ek het so by die 120 merk, het my bene ingegee en ek lê daar en toe weer eens kom pappa en sê vir my kom staan op 'n stap hierdie laaste 100 meter, 120 meter en weer eens soos wat daar op Warmbad, die einste veld waar ek my nek gebreek het. Dit sê vir my, wel daai dag kon ek nie opstaan nie, maar vandag staan ek op en ek stap nou weer saam met ons het daai vir klein Kobin gedoen. So dis 'n inisiatief, elke episode like die video, dan stap ek sentimeter 1 keer 'n maand. En die Kruip met Kobin inisiatief. Weereens so inspirerend en ek dink dit help alles. Dit is so 'n sielkundige proses ook, jy weet, en dit help met daai herstel. So ons volg jou op sosiale media. Ek wil net ook vir jou vra, hoe voel dit in hierdie stadium vir jou om weer op daai einste veld te staan en te besef jy is besig om hierdie berg te oorwin? Ek dink die Here het 'n groot plan daarmee want ons het eintlik verhuis na Warmbad toe ons het die plek reg langs die hoërskool gekoop. So dis half 'n healing proses, die sirkel voltooi, alles kom bymekaar en ek sien daar's 'n groter doel met dit waar my boeke toegemaak het, my boetie Benko se boeke oopgemaak. Hy speel nou daar rugby, breker rekords gaan te kere. So om daar op daai veld te staan is eintlik net 'n groot voorreg en 'n groot eer om te kan besef het 'n tweede kans gekry. As ek daai dag op die veld verlede was, kan ek nie met sekerheid sê. Dis nie vir my om te oordeel nie of ek sou hemel toe gaan nie. So absoluut 'n groot voorreg om op daai veld weer te kan staan. Klein Kobin sou dit nie geglo het nie. Kobin, ons hou jou dop en ons kruip en loop saam met jou. Baie dankie dat jy kom kuier het. Baie dankie dat ek hier kon wees. Waardeer jou ondersteuning.